Bring Hoop was oorspronklik gestig om boere in nood te help, maar het intussen soveel meer geword. Vandag ondersteun Bring Hoop mense met gesondheidsuitdagings, finansiële swaarkry, kinders in 'n krisis en enige ander nood wat onder hulle aandag kom. Stigter Chris van Viljoen is nou hier in die ateljee om saam met ons te kuier en bietjie meer te vertel van Bring Hoop. Hallo Chris, goeiemôre. Môre Pieter. Ek en jy het baie lanklaas gesels. Ons het nou probeer uitwerk wanneer dit was, maar ek meen tyd staan ook nie stil nie. Nee, dit is so. Dit is 'n geruime tyd terug. Vat my gou terug na Bring Hoop. Hoe kom dit begin? Wat was die inisiatief en die hele plan daar agter? Weet jy, lang storie kort, ons het net in die begin van droogte, dis seker omtrent 9 jaar terug, het ek 'n oproep gekry van mense wat vra of ons boere kan help in die Oos-Kaap. En daai tyd was ek baie dom, nie regtig geweet wat droogtehulp is nie. Ons het toe nou 'n paar vriende gevat en uitgereik. En na ons die oom en tannie gehelp het, toe kry ek 'n oproep van die area of 'n vrou in die area wat vir my sê, sy mag dit nie vir my sê nie, maar sy moet dit vir my sê. Die oom en tannie het nadat ons hulle gehelp het in die Droë Rivier gaan loop, 'n poeltjie water gesoek en toe mekaar gedoop. En net daar, toe besluit ek wil aangaan. Ek kan dit hier los nie. Ja. En ek meen ook met die sosiale media en dinge, die ding het heeltemal ontplof en soveel meer ouens het hulle hande begin opsteek en gesê hulle wil help, of was dit toe nou nie die geval nie? Ou sou hoop dit gebeur nie. Heel in die begin het ons mense gesoek om te help. Ja. En toe raak dit so dat ons moet begin keer, want toe kan ons nie meer by almal uitkom nie. Ja. Die ding het ook baie verander, jy weet, sedertdien soos wat ek nou net gesê het, van boereondersteuning ook baie meer uitgekring om gemeenskapsondersteuning te hanteer. Dit het als begin in die COVID tydperk. Ons het ongelooflik baie mense gekry wat navraag gedoen het in COVID tydperk vir kos en ander hulp. En toe het ons besluit dat ons wil bietjie uitbrei en meer help. Die kos was die een ding, veral met die droogte soos wat jy sê, maar finansiële druk wat mense ervaar en uitdagings. Hoe gaan julle te werk om daardie probleme te identifiseer? Ja, elke uitdaging of elke projek het sy eie uitdagings. Die droogtehulp natuurlik is grootendeels vervoerkostes en daai tipe van goederes. Aan die ander kant, as ons by die kinders kom en so, is dit gewoonlik mediese kostes. So, dis elkeen het sy eie uitdagings en ons probeer heel eers vasstel of dit regtig nodig is om te help voordat ons in so 'n geval intree. Hoor jy en Bring Hoop, daai twee woorde, hoeveel hoop het jy al gebring en hoe lekker is dit vir jou om te sien dat daar weer hoop in mense kan plaasvind en manifesteer? Ja, ek weet nie hoeveel hoop ek al uitgedeel het nie. Ek kom baie keer by mense waar en sê hulle, jy ken my nie, maar jy het my gehelp daai en daai tyd. So dit is my baie lekker. Ek probeer om nie boek te hou van dit hier. Dit is maar iets wat ek geniet en dis 'n passie. Hoor jy, en hoe groot is die span saam met wie jy werk? Ek meen, dis 'n inisiatief wat jy seker op jou eie begin het of het jy dit saam met iemand begin? Die span is klein. Ons is 3-4 mense. Wow. En ja, dit is maar, ons het twee gedeeltes van die bo, die Valdriehoek en die Tshwane gedeelte wat verteenwoordigers het en dan sit ek. En as jy uit die kantoor bel, dan dink jy altyd hier's 'n groot kantoor, almal is besig om te werk soos 'n klomp mure. Ja. Hoorie Chris, kinders in nood, kinders lê mense altyd ook na in die hart. Jy weet, hoe reik julle uit? Hoe help julle die kinders ook? Daar's verskillende dele. Ons het destyds die eerste keer wat ons betrokke geraak het by 'n kind, was dit Clarissa wat verdrink het in die Oranje rivier. En ja, daarna het dit uitgebrei. Ons nou mees onlangse een is Konay wat in Kaapstad in die hospitaal is met nierversaking. So ons help ook met skoolfondse en sulke tipe goedjies. En is dan ook in daai gevalle maar baie meer finansiële hulp ook? Is daar sielkundige hulp wat julle aanbied, berading en daai tipe van dinge? Ons het al sielkundige hulp aangebied. Medies is maar gewoonlik die grootste ding. In siektes. En ja, dis maar 'n ding wat soos ek sê, elkeen het sy eie uitdaging, maar ons groot behoefte is aanvraag is gewoonlik maar medies. Ja. Nou julle reageer op al julle noodgevalle wat julle kry, al die noodgevalversoeke en goeders. So hoe gaan nou te werk om dit nou te prioritiseer of daardeur te werk? Jy het nou vinnig genoem, ou kyk maar regtig is daar 'n nood en goed. Jy weet, 'n ou moet nogal seker baie keer weggaan van daai net om te dink met jou emosies. Ja, emosies speel 'n groot rol. Ons moet heel eers vasstel of dit regtig nodig is en of dit nie dalk kansvatters is nie, want ongelukkig kry mense dit. En dan sodra dit klaar is, dan raak dit regtig 'n gebedssaak. Want as 'n mens na jou emosies moet luister, dan
Dit is Gaan jy mal maak, nee. dis nogal iets wat dis baie moeilik om te sê nee. Wat se satisfaksie kry jy daai? Ek meen iewers hier binne in ons wil ons almal altyd 'n hand uitreik soos wat jy kan en hoe jy ook al kan. En Joe Black sê dit ook mooi, jy 3 dinge wat jy kan gee: tyd, jouself of iets. Jy weet, maar as jy nie een van daai, jy kan ten minste een van daai gee. As jy nie geld het nie, kan jy tyd gee. As jy tyd het nie, kan jy iets net gee. Ja. Yes, die satisfaksie is onbeskryflik. Ek het nou weer met die konyn geval was iets wat ons het die eerste keer reg gekry in geskiedenis. Om aan die hospitaal te kry na sy afgekeer is en dit was 'n wonderlike gevoel om te dink dat ons so iets kon regkry. So ja, dit is ek probeer nie te groot kop kry nie, want baie keer is dit lekker om te dink dat 'n mens so iets kon regkry. En dink jy dit was ook die katalisator om ander mense en organisasies bietjie meer oomf te gee en te help en te sê luister, as iemand soos Bring Hoop dit kan doen, wil ons ook graag 'n hand uitreik en dinge vir mense beter probeer maak. Ja, nee, verseker. Ons kry baie oproepe en goeie van mense wat sê ons wil help nadat ons iets goeds doen. En ek dink dit is maar hoe mense is. Mense wil betrokke raak by 'n span wat wen en nie by 'n verloorspan nie. So Natuurlijk. ja, dit is. So met die toekoms en allerlei visie en planne in gedagte, is daar enige nuwe inisiatiewe of uitbreidings van Bring Hoop se kant af? Ek wil baie graag verteenwoordiger in elke dorp in hierdie land hê. Dis iets wat ek graag wil hê. Ek wil graag 'n dokter in ons span hê. So dit is waartoe ons werk, om kyk of ons dit kan regkry. Nou ja, nou is die geleentheid. Nou moet jy breek. Waar gaan ons jou in die hande kan kry? Hoe kan mense betrokke raak? Wie kontak hulle? Wat moet hy maak? Hulle kan my kontak op WhatsApp 082 961 6620 en dan kan hulle ook Facebook. Ja. Facebook is Chris van Biljon Bring Hoop of net Bring Hoop SA. Dit klink vir my baie lekker en so baie dankie ook vir die pragtige inisiatief wat julle het en ons gaan definitief ook daardie nommers deel. Jy kan hom net weer so vinnig vir ons gee want ek weet mense het nou geskarrel gou vir 'n pen en papier. Net weer daai WhatsApp nommer 082 961 6620. Chris van Biljon van Bring Hoop. Baie dankie Chris dat jy so vroeg by ons kom inloer het en baie sterkte ook met al die harde werk wat julle doen en al daai nuwe inisiatiewe en dankie vir die hoop wat julle terugbring. Bly ingeskakel want net hierna gaan ons nog heerlik kuier. Dis ook onder andere tyd vir die geldsaake. Ek gaan 'n bietjie later slange vang. Nee, ek gaan uitvind hoe dit gedoen word en hoekom dit gedoen word. Dit en nog baie meer. Elsa het gesê sy gaan sing en dans saam met Leani. Moenie weggaan nie.